welkom by jou ma se pot. Waar ons Welkom. Dankie Marina. Sê ons mekaar welkom. Ons gesels oor ons lewe saam met Jesus. Ja. Yes. Ek is Shanay. En ek is Marina. Ons is almal welkom hierso. Ja. Jy het 'n oomblik se stilte vir my gegee. Toe voel ek moet dit No vul. awkward silence. Moet ek nou het ek iets gegee? Dit is 'n nuwe lyn wat ek gegee het om in te Welkom, bring. welkom. Welkom. Maar as Marina, as gee dan weer die lyne. As iemand nou onwelkom voel dan sit op hulle. Dan is dit definitief 'n wond. Absoluut. Dan moet hulle daai Bid daaroor. ja. Vat dit na die Here se voete toe. Okay, so jy bid eerste. Let's Ja. go. Okay, dierbare God, neem ons se Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend hier te kan wees en stil te word in u teenwoordigheid. Vader, ek wil vir u vra om dit wat ons sê, Vader, dat dit regtig van u afkom. Vader, dat dit wat ons nie moet sê nie of dit wat ons uit ons eie uit wil sê, Vader, dat u dit sal stop en dat u ons monde en ons harte en ons gedagtes sal vul met u gedagtes en u woorde. Vader, dat ons regtig dat die boodskap regtig 'n seën is vir mense wat dit hoor. Vader, dat dit nie oor ons gaan nie, maar oor u gaan en dat u elke oomblik verheerlik word. Amen. Amen. Dit was 'n mooi gebed. Wel, Jy ook goed dit met was die die begin ek nie, gebed. Holy Holy Spirit. Okay, jy begin. Wat sê Here besig met jou? Ek is so geseën. Ek is so geseënd en ek het net besef vir die naweek was ons bietjie Wildtuin toe. En ek het regtig besef dat God hoor selfs dit wat ons nie sê nie. Selfs dit wat diep in ons hart gebeure is. Want ek was al so lus om na die kamp toe te gaan en ek was al regtig die laaste tyd voel dit vir my ek dink ons het daaroor gepraat dat ek gesê het van die begin van die jaar af gaan ek hierdie jaar is die jaar waar ek gaan present wees. Ek gaan regtig elke oomblik in die oomblik wees. Ek gaan nie vooruit hardloop met goed goed oordink want ek doen nogal dit. So ek is of in die toekoms of in die verlede. Ek's nooit hier nie. En ek het regtig besluit hierdie jaar gaan ek hier wees. En ons is al in Maart. Ons is al in Maart en ek is nog steeds in Februarie en Desember. So nog steeds is ek daar en dit was regtig my begeerte aan die begin van die jaar dat ons gaan stil word en net gaan asemhaal en goed gaan deurdink en so was regtig my begeerte om met die familie Wildtuin toe te gaan en stil te wees en ek is weer op 'n punt waar ek elke naweek werk en dit voel vir my as ek klip my oor as nog 'n maand verby en nog goeders het gebeur en het ons geseën met 'n naweek in die Wildtuin waar daar geen sein was nie. En ek het nie eens my foon opgetel nie. Ek het geen behoefte gehad om my foon te hê nie. Dit was net so lekker net om te wees en mense te kan dien en kossies aan te dra en kossies te maak en net soos tussen hartsmense te wees en ewigheid, goed wat ewigheidswaarde het. Verstaan, nie weg van die wêreld af. Dit het vir 'n oomblik gevoel ek het vir David ek onthou ons het Sondag aand of Saterdag aand. Nee, in geval een van die oggende of aande toe stap ek in toe hy besig om klaar te maak in die badkamer. Toe stap ek in toe sê ek vir hom so gaan ons nou hier kom bly. Ons gaan hierdie kamp reg. Ja. Gaan ons nou hier kom bly. Honorary Ranger. Ja, ons honorary ranger werkies en toe besef ek net dat of toe sê ek vir hom ja, toe gaan ons nou hier kom bly. Toe sê hy het ook nou net toe hy die stoflyn klim en hy besluit dis wat ons gaan doen want dit is so afgesluit van die wêreld. Mens vergeet al die stres en waar jy gejaag is en ek dink dit is wat God se teenwoordigheid doen. God se teenwoordigheid laat jou net dink aan hom en hoe ongelooflik hy is en dan kom jy in die wêreld en dan is dit weer 'n ratreis en jaag en hierdie goed moet uitgesorteer word, hierdie WhatsApps, hierdie boodskappe. Ek kyk toe my foon weer sein kry, dis dit soos 106 boodskappe op een groep. 106 boodskappe. Dit is maligheid. En ons breine het elke dag daarmee te doen. En by God is ons stilte. En dit was vir my nogal lekker geweest. Dit is so waar. Dit is so wat my laat dink aan wat ek kan nie onthou vir die ou wat gepreek is of die ou wat die announcements gedoen het by ons kerk hierdie week. Die ou wat die announcements gedoen het. So hy het gesê ons head elder wat nou op so 'n sabbatical is, het altyd gesê slow is fast. En toe sê want slow beteken ons doen nie, maak nie besluite vinnig nie, ons doen niks vinnig nie. Ons gaan eers na die Here toe want dan weet jy maak die regte besluit. En dan as dit reg is, dan gaan jy dit nie hoef reg te maak of verstaan. So dis slow is fast. En toe besef ek soos onthou toe ons gepraat het oor
soos die natuur en goed en hoe die Here sê hy is slow en satisfying. God is nie haastig nie. Sodra ons in daai haastige mindset begin kom, kan ons maar weet ons is besig om aangeval te word en of voor te val. Ja. Want haastigheid is vrees. Vrees dat jy nie genoeg tyd het nie. Vrees dat jy nie vinnig genoeg kan werk nie. En sodra ons in vrees operate, kingdom of darkness, dan is ons faithless. Ja. So ek dink soos prakties is die beste ding om te doen. En is eintlik so mooi leading. Ja. Die Here is so goed. Wanneer jy so haastig en goed begin voel, is om te bid. Om te bid en te sê, Here, iets is ek besig om my eie krag te doen, ek is besig om in fear te operate. Vergewe my dat ek nie in geloof besig is om op te tree nie. Hierdie is waaroor ek bekommer is, want een van die versies wat ek vir vandag uitgesit het, want dis definitief iets waarmee die Here besig is met my die laaste ruk, is gebed. Soos hoe kragtig gebed is en hoe baie ons moet bid. Soos die woord sê pray without ceasing. Ek kan nou nie na die vers toe gaan nie, want dan gaan ek ons nie meer kan rekord nie, maar anyway, ek dink is 1 Tessalonisense ietsie. En make all your requests known to God with prayer and with thanksgiving and supplication of so ietsie. En dis regtig God se wil vir ons, is dat ons oral net die heeltyd bid. Soos elke ding wat jou bekommer, elke ding wat jou haastig maak, elke ding wat jou laat voel iets is nie genoeg nie. Terwyl jy kos maak, terwyl jy in Spar loop, terwyl jy in jou kar ry, hy is die heeltyd by jou. Ja. So why would you not speak to him? Ja, en ek dink dis baie keer dan dink ons aan gebed as jy moet stop. En ek verstaan mense moet dit doen. Ja. En daar is definitief tyd vir dit, maar ek dink ook God het medelee met ons is. So terwyl jy inkopies doen, dis wat jy sê, terwyl ek kos maak, kan jy met hom praat. Dit is 'n gesprek wat jy met hom kan voer. Ja. En ek dink dit is waar jy moet wees. Jy moet letterlik elke oomblik sy teenwoordigheid soek. Yes. Met 'n gesprek met hom. Ja. Daar is oomblikke wat jy op jou knieë gaan Ja. en wat jy op jou aangesig gaan lê en dat jy hom gaan aanbid en met hom gaan praat, maar daar is ook oomblikke wat jy net kan staan en aangaan waarmee jy besig is en terwyl jy kos maak, terwyl jy wasgoed was. Ja. En ek het eendag ek dink dit was ook 'n podcast. Ek kan nie onthou of dit 'n podcast of wat was nie. Waar die vrou gesê het sy het so geïrriteerd geraak met haar familie wat die hele tyd die huis te mekaar maak. Ek kan nie onthou of ek dit vir jou gestuur het of nie. En toe sê sy en toe sê Here net soos begin vir hulle bid terwyl jy hulle goed skoonmaak. Soos as jy die klere van die vloer optel, bid vir hulle. En sy sê dit het haar hele soos uitkyk oor alles verander. Soos dit was nou 'n geleentheid, soos 'n reminder om vir hierdie kind te bid, om vir jou man te bid, om vir wie ook al die suiker oor die hele kitchen counter gelos het. Dankie as dit geld vir suiker. Ja, verstaan jy? En ek stem soms, want as God vir ons sê pray without ceasing, God is nie dom nie. Hy weet ons gaan moet werk. So hy sê vir ons in jou alledaags, ja, 100% maak tyd vir daai alleentyd. Som God, dis jou stilte tyd. Maar hy is die hele dag by jou. Soos imagine jy's iemand se vriend, se beste vriend, die persoon wat jy die liefste in die wêreld het. En jy's die hele dag by hulle. En jy loop heeldag langs hulle. Maar hulle praat net met jou 'n uur in die aand voor hulle gaan slaap. Dit sal weird wees. Dit sal vreemd wees, verstaan jy? As jy op die vloer lê, dan praat hulle met jou. Ja. Ja. En die pap en die suiker op die vloer lê. So ja, pray without ceasing. En ek dink dit verander ons harte. Soos vir daai vrou ook gesê het, soos want dit is waar die probleem is. Like we've said so many times. En net die Heilige Gees kan dit verander. So ja. So dit was eintlik my tweede punt waaroor God besig was met my. Die ander punt was submission. Okay. Ja. Ek gaan my neus los. Okay. Blaas hom hard hier in die mikrofoon. Okay, maar waar was ons? Sorry. Is Ek okay. kan nie onthou. Okay, maar anyway. Ja. So die Here is besig met my met submission en toe submission. Ja, en toe gister in die kerk ook, toe praat die ou oor submission. Soos ek het letterlik gisteroggend ek het hierdie al vir jou gesê. So sorry dat jy net twee keer daarna moet luister. Maar ek het wakker geword met die soos amper die sin in my kop van as jy nog negotiate, het jy nie volkome submit nie. Want ek negotiate graag met die Here. Soos as die Here vir my sê, okay, jy moet Sondag aand 6:00 begin iets doen. Want ek sê, ek maar Maandag aand 6:00 gaan dit nie ook, maar is same, ja.
Of as die Here vir my sê, ek wil hê jy moet nou hierdie kamp toe gaan, as ek sê, Here, maar my kinders speel teen Waterkloof. So dit is die grootste kamp van die jaar. So u gaan vir my regtig 'n groot teken gee om dit te doen. Verstaan? En toe kyk ek 'n podcast, ek gaan hom ook linkie op ons in van die The Deep End van Tyler Welsh. Ek dink ek het vir jou ook al van hulle goed gestuur. Dis daai ou met die bril. O ja. Ja. So hy is die host en partykeer sê hy goed wat nie heeltemal biblical is nie, maar hy is maar 'n believer soos wat ons is wat ook net sy faith uitstap en hy sê hy is nie 'n teacher nie. Hy proses basically net soos wat ons doen, die goed wat die Here vir hom wys. So toets alles en behou die goeie is altyd my raad wanneer jy enigiets kyk en dit is wat ons almal se verantwoordelikheid eintlik is. Anyway, maar hy het 'n Apostle Easy wat op sy show kom en die eerste een wat ek van hom gekyk het was die een oor altars en bloodlines. Want hy het daai pot wat ons gedoen oor altars. Wat se season was dit? 2. Ja, okay, so meeste van die inligting kom van haar en van wie se ander vrou Tiffany Buckner. Ja, so by hulle het ek die meeste inligting gekry oor die altars en bloodlines. En ek het nie eers hierdie podcast kon klop kyk net letterlik aan die slaap geraak. Maar net in die eerste deel was dit al so powerful en sy het ook oor gebed in daai een gepraat. Wag, ek weet nou glad nie hoe bring ek hierdie twee bymekaar nie, maar anyway. En toe maar anyway, in die deeltjie praat sy oor sy spesifiek sê daar soos jy met 3 ure 'n dag ten minste bid, maar ek dink as jy die hele liewe dag bid, gaan dit éventueel tot by 3 ure kom, maar wat baie cool was sy het gepraat of sy het basically 'n voorbeeld gegee van hoe om scripture te bid. So sy het 1 vers gevat, net 1 vers. Sy sou 3 gedoen het, maar toe doen sy net 1 en toe sit klaar soos jy het julle rukkie. En toe bid sy dit oor haarself en toe is dit net so cool om te sien hoe sy die woord vat en basically die woord gebruik om vir haarself te bid. So kom ons sê dit was nou hierdie een wat ons gevat het, waar sy sê pray without ceasing en dan sal sy vir die Here sê, Here, help my om onophoudelik tot U te bid. Leer my om prayer en supplication en thanksgiving deel te maak. Help my om gebed deel te maak van my elke dag se alles wat ek doen. Soos sy het elke gedeeltjie van daai vers basies soos uitgetrek en oor haarself gebid. En toe sê sy die meeste wat jy as jy bid, is dit nie net die Here wat luister nie, veral as jy hard bid, want obviously harde gebed woorde het krag. Maar die vyand luister, die engele luister en sy sê hulle luister nie net vir wat jy bid nie, maar met hoeveel conviction jy dit bid. En wanneer ons die woord van God bid, weet ons kan dit met conviction bid. Wanneer ons eie woorde bid, is ons nee, weet nie, ek is seker, maar dit was vir my baie cool. So dis definitief iets wat ek gaan begin doen, so 'n versie vat en regtig oor daai versie begin bid en ek gaan begin met Matteus 6 vers 33 vir my familie. Soos regtig dat ons almal seek first the kingdom of God and his righteousness. En die submission ding, weet ek nou nie lekker hoe dit hierby uitgekom het nie. Dis wat sy gesê het. So, heel aan die begin van die pod, toe sê sy oral in die woord waar mense met God negotiate. Is dit wat vir hulle voorvra op die ou en nadelig vir hulle. Soos God doen dit in sy genade, maar want sy het gesê be careful what you negotiate with God for. En dit was iets wat my toe ander ding wat sy sê byvoorbeeld dink aan Abraham wat genegotiate het vir Lot. Op die ou en die Ammoniete en die Moabite, sy descendants se grootste vyande geword. Dink aan Hesekai wat negotiate het vir nog 5 jaar en in daai 5 jaar het hy basies die koninkryk van Israel heeltemal vernietig want hy het hulle verloor en hulle is in ballingskap weggevoer. En toe sê ek soos dit is waar. Soos God in sy genade laat ons toe om of nie in sy seker maar in sy liefde, want onthou hy daai want dis dadelik waaraan ek gedink het toe ek dit hoor, dat hy is 'n goeie pa en enige ouer wil vir hulle kind gee wat hulle voorvra. Al weet ons baie keer is nie die beste vir hulle nie. En dis hoekom hy soos vir homself wette moes sit sodat hy doen wat
die beste is vir ons, maar obviously is daar dan nog steeds room vir bietjie van 'n, I don't know. Maar weer eens, hy sal dit alles ten goeie meewerk. So dit het my net laat besef, soos hy weet beter. Hoekom sal jy negotiate? Hoekom sal jy wil eerder maandag aand as jy nou kan? Hoekom sal jy wil 3000 tekens hê? So ek weet nie of die issue partykeer is dat ons nie seker is dis God nie. En of ons nie seker is dis God wat ons nie eintlik dit wil doen nie. Verstaan jy, want as God nou vir my sê eet 'n bak roomys, gaan dit nie vir my 'n issue wees nie. Dankie, gaan ons, verstaan jy? Ja, maar as hy nou is moenie iets doen wat jy wil doen. En ek dink dit is iets wat ons moet besef, as daar 'n idee in jou kop inkom wat goed is, soos goed in die sin van dis vir die Here, dis vir sy koninkryk, maar dis nie iets wat jy noodwendig wil doen nie, dan wat is die kans dat dit jy is? Verstaan, as jy dit nie regtig wil doen nie, hoekom sal jy self dit uitdink? So weer dan is God. So, ja, that's what I've been learning. Nog nie practicing. Nee, ons weet jy moet dit leer. Ja, so ek bid daaroor en dis ook genade dat die Here vir ons hierdie goeders waarmee ons sukkel uitwys. Dit is so. Dankie tog vir dit. Ja, hy is 'n goeie vader. En sy dissipline is vir sy kinders. As ons nie sy kinders was nie, dan ons nie gedissiplineer nie. Maar wil jy ietsie sê? Ja, ek het net vanoggend het ek gedink aan wanneer ons Sondag, ek dink, want iemand het nou eendag vir my gesê, joh, ek is op die verkeerde pad. Toe besef ek, daai gedagte wat ons kry, is letterlik God wat ons terugtrek na hom toe. So ons moet nie al skuldig voel en voel ons moet alles verstaan op een slag. Ons moet kan probeer, maar ek dink nie daai gevoel is vir jou 'n teken dat jy op die regte pad is. Ek weet dit is Ek hoor wat jy sê. En dan het ek vanoggend gedink, dit is net soos as jy kom op 'n punt en ek dink jy het dit ook nou gesê wat jy besef, luister, ek moet nou stop. Ek is nou besig om haastig te wees en dis daai oomblik waar jy die draaipunt kry. En as jy daai oomblik luister en gehoorsaam is, dan gaan dit uitgesorteer raak. En anders te gaan jy, soos kom ons sê byvoorbeeld, ek kom agter ek is geïrriteerd oor goed. Ek weet ek dit is verkeerd, maar as ek nie nou iets doen nie, dan draai dit uit op ek gaan skree op my kinders. Want ek het nie ek was nie gehoorsaam toe ek nog beheer gehad het nie. Nou is ek ongehoorsaam en ek het nie beheer nie en ek glo God het genade vir daai oomblik waar ek is van ek het nie beheer nie en ek verstaan ek gil skree op my kinders. Hy het genade vir my daar en dis seker ook iets wat hy vir my leer en vir die kinders leer, maar daar was 'n oomblik waar ek 'n keuse kon maak. En ek dink dan en as jy daar verkeerd kies is wanneer jy Sondag. So, weet jy wat sin maak jy maar. Ja, dit doen. Jy gaan basically jy kies om voort te gaan in jou sonde eerder as om na God toe te draai. Ja, en nou verstaan ek my Bybelversie wat ek gekry het. Cool. Ja, ek het nie verstaan hoekom ek die Bybelvers nie. Openbaring 22 vers 17 en die gees van die bruid sê kom en laat hom wat hoor sê kom en laat hom wat dors het kom en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. So ons moet luister. Ja. Weet jy vir jou versies sal nie tel 2 versies. O ja, wat is my versies? 1 Tessalonisense 5 vers 17 is bid sonder ophou. En dan die onderdanig een is Efesiërs 5 vers 22. Wat sê? Vroue wees in julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Soos aan die Here. Genade, Piet. Ja, daai is bietjie. Dit was wat vir my ook. Dit is hoekom ek dit gevat het, want dis wat ek besef het, ek is nie eers heeltemal onderdanig aan die Here nie. Verstaan jy, ek negotiate nog met hom. En soos ek kan sien hoe frustreer dit my man as ek met hom negotiate. Want hy is ook soos dit beteken nie trust my nie. En ek klik dit nou eers. Want dis basically wat ons vir God ook sê. Soos ek weet jy is die skepper van die heelal, maar was jy al voor ek is? Michelle, my is wegstoot en nie eet nie. So ja, maar ja, soos wat jy sê, dankie tog vir die Here se genade. Dankie tog vir sy dissiplinering. En want even dit, soos in dit leer hy ons om ons kinders te dissiplineer. En soos 'n groot ding wat ek besef, en eintlik is dit ook iets wat ek moet sê. As ons het ek dit gister vir jou gesê van die sade van rebellie. Dink jy so nie? So as jy teen jou man rebelleer, want kyk, ons is mos nou
Dis mos nou God se sambreeltjie, ons man se sambreeltjie, ons se sambreeltjie. Ja. So dis basies ook hoe die saai werk. Soos God saai in ons man saai in ons en ons saai in die kinders in. En as ons aan ons man rebelleer, dan saai ons saadjies van rebellie in ons kinders in. En 'n saadjie is klein, Ja. maar wanneer hy 'n boom of 'n vrug dra, is dit groter as wat die saadjie was. En ons kan nie kies wat se tipe rebellie daar gaan uitkom nie. So ek het net seuns, so hulle gaan nie onderdanig aan hulle mans wees nie. Ja. Dit gaan uitkom in 'n ander vorm, rebellie teen my, rebellie by die skool, rebellie teen God kan dit selfs uitkom. So ek dink ons as ma's en intercessors, want dit is waarvoor ons geroep is, moet submission ons eerste goal maak. Ja. En submission is nie ek submit aan my man want hy is 'n gelowige, want hy sondig nooit, want hy is op die regte pad nie. Submission is ek submit aan my man soos aan Christus, asof hy Christus is, want dis basically wat hy sê. So al is hy nie 'n gelowige nie, al is hy nie eers op die regte pad nie, al doen hy die verkeerde ding, moet ek aan my man submit, want ek het al goed gelees wat sê soos jy hoef net aan jou man te submit as dit nie teen die Here se wil is nie. Maar Rebekka en Sarai het toe hulle mans gejok het, wat letterlik een van die 10 commandments is, nie hulle mans teengegaan nie. Hulle het in 'n vreemde koning se huis harem ingegaan. Hulle al twee. En so hulle die maar op die ou end het God hulle daar uitgered. Ja. Nie hulle mans nie. En buite red het hy hulle geseën, want al twee keer het daai konings vir hulle mans ook mos soos gifts en allerlei goed gegee en sê kom dit asseblief uit. Kom dit uit my lewe uit, jou ligbek. Ja. So dit is wat ek dink ons moet onthou. Want ek dink ons probeer baie keer onsself red, verstaan nie, wat Ja. my man doen is nie goed nie, so ek moet myself beskerm en Ja. ek moet boundaries stel en Ja. en ek dink ons moet besef dat God is in beheer. Hy het klaar die stryd gewen. Ja. Hy het klaar vir ons geveg. En Ja. hy kan ons daar uitred. In elk geval nie ons mans nie. Nee. Ons mans gaan ook foute maak want hulle is Ja. mense, maar dit is soos jy sê, mense moet submit want hy gaan ons daar uitred. Ja, en as ons nie aan Ja. ons man submit nie, is ons nie in submission aan God nie, want dit Ja. is sy instruksie. Ja. So daar is nie 'n manier hoe jy om dit kan kom nie. En ek kan nie onthou of ek dit al op die pot gesê het nie, maar waar die Here ook baie besig was met my met hierdie submission storie, want hy het met my begin om meer aan Dwayne te submit, want hy was soos ons almal wil onsself queens noem, soos 'n queen, sê Ja. maar 'n koningin bou nie haar eie koninkryk nie. 'n Koningin bou aan haar man se koninkryk. Soos sy is saam hom die force want ek dink dit was al dit was Desember. Toe is sy soos hou op om jou wil te probeer, soos ons wil 'n partnership met ons man hê. Ons wil hê ons moet saam besluite maak en ek sê nie dis verkeerd nie. As jou man voel hy wil jou input hê, great, dan is jy blessed. Ja. Maar wat God vir ons sê is, soos die kerk, want dit is wat die prentjie van 'n huwelik. Die kerk is ons, Jesus, hulle is 'n voorbeeld van soos 'n Jesus. Dis wat 'n huwelik is, dis 'n aardse metafoor vir die kerk en Jesus. En die kerk is veronderstel om Jesus se hande en voete te wees. Dis ons roeping vir ons mans. So wat ook al sy wil, sy begeerte, sy purpose is, ons is veronderstel om daarin te saai. Nie ons eie koninkryk om te saai te probeer bou nie. So ja, daai was nou 'n groot tangent. Maar dis waar. Ja, so baie werk om te doen. Ek gaan met lysies maak. Yes. Here maak ons 'n lys in ons hart asseblief. Ja. Okay, my beurt om te bid. Ja. Yay. Okay, sluit die oë. Here, baie dankie dat ons weer vandag bymekaar kon kom en net die wysheid en die insig en die woord, die waarheid met mekaar kon deel en net bespreek en mekaar bemoedig dat ons almal gaan deur dieselfde struggles en dit is moeilik vir ons almal, maar dat ons almal 'n helper het.
Vader, ek bid dat U ons sal help om vir ons mans helpers te wees, om nie ons eie koninkryke te probeer bou nie. Leer ons om volkome aan U onderdanig te wees en ook volkome aan hulle onderdanig te wees. Help ons om U op die troon van elke afdeling van ons lewe te sit en nie onsself nie. Vader, leer ons om mense lief te hê, soos wat U hulle lief gehad het, Vader. Leer ons om mense te aanvaar met hulle foute, maar vir hulle te bid en in te tree, eerder as om hulle te probeer beheer of oortuig. Dankie dat dit die Heilige Gees se werk is om mense te oortuig en dat ons hulle net kan lief hê in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.